as God en mens ontmoet, dan gebeur daar 'n ontploffing in die binnekant, wat maak dat ons aan die buitekant iets kan neersit, iets kan skep, iets kan bring. Sien wat ons sal graag weer die verband wil bring, dat alle mense eintlik kreatief is. Ek meen die woord kreatief, ons het nou dinge gehoor, skepend, uniek, expression, maar baie van ons dink dat net sekere mense is kreatief. Kyk, net die ouens wat liedjies kan skryf en gedigte kan laat aanskryf of wat 'n verfkwas kan vat of dis mense wat kreatief is. En dan die ander helfte van ons, 80% van ons is nie kreatief nie. En dan kyk ons eintlik na die ouens wat sogenaamd kreatief is en ons is so half bietjie benyle aan die een kant, aan die ander kant is jaloers en gebeur daar die ding dat hierdie gedagte dan net ontstaan is. Party mense is kreatief en ander mense is nie kreatief. Party mense kan sommer net 'n pen vat en hy kan skryf, of hy kan 'n kwas vat, of hy kan waar ander van ons nie eers op noot kan huil nie, of nie eers weet om 2 lyntjies in paarrym te kan skryf nie. Dit werk net nie vir jou nie. Ons sal graag, en dit word nogal deesdae in reg oor die wêreld eintlik nogal geëgo. Eintlik is almal kreatief. Ewan McManus, julle sal hom ontmoet, dis ook een van die boeke wat ons gaan lees, skryf nogal daaroor om te sê, hy stem saam, hy sê dit in Engels, it's true that not everyone has an artisanal bone in him, but everyone have a artisanal soul. Hy sê in ons is daar nie vermoë om skepend te gaan leef. Nog 'n boek wat ons gaan ook lees, die quote wat hulle daar maak is, we will never create anything more powerful. Niks so kragtig soos die meesterstuk van jouself en van jou eie lewe nie. Maar nou moet ons mekaar gaan vra, hoe lyk die kultuur waarin ons leef? Leef ons regtig in 'n oop en 'n skepende kultuur na buitentoe? Navorsing sê vir ons dat ons almal so gebore word. Ons almal word gebore met die vermoë om ongelooflik kreatief te wees. Wat is kreatiwiteit? Dis die gedagte om goeders te verbeel, goeders te droom, goeders te beplan en dit dan te materialiseer. So die feit dat jy vanmiddag al kon dink dat jy vanaand tussen 6 en 7 uur gaan sit, is 'n stuk kreatiewe werk gewees. Jy het dit beplan, jy het dit gesien kom, en jy kon die goed in plek kry. Jy kon die tyd gebruik, wat op jou horlosie is, of op jou selfoon. Jy kon die vervoermiddels gebruik. Jy kon alles in plek kry, sodat dit aan die einde van die dag geskep word. Dit wat vanaand hier gebeur, het nog nie vanmiddag 4 uur gebeur nie. Maar ons almal het skepend daartoe bygedra, dat dit nou happen. Maak dit sin? Reken hulle dat 95% van alle kinders op die ouderdom van 5 jaar die vermoë het om ongelooflik kreatief te wees. Vir 'n kind 'n stok of 'n klip of 'n stuk staal te gee en te sê, wat kan jy hiermee doen? Sal hulle met 50 of 100 moontlikhede voor 'n dag kom. Maar dan sê die navorsing vir ons, dan lyk dit tog vir ons, asof soos ons ouer word, en dan praat hulle van slegs 5% van mense dit regkry om bo die ouderdom van 12 nog kreatief te wees. Want ons word geleer, daar's vir elke vraag net een antwoord. Daar's een spys om in te vul en dis hoe ons dinge doen. Word dinge gestandaardiseer, word daar vir ons voorgeskryf oor hoe ons moet leef. Dit gebeur deur ons ouers. Dit's nie hoe dinge werk nie. Dis nie hoe ons dinge doen nie. Mens eet nie so nie, mens loop nie so nie, mens maak nie so nie. Nou goed, baie van die goed is gewone sosiale goeie gebruik. Maar gebeur dit ook dat ons kreatiwiteit daarmee ingeperk word. Die woord wat hulle gebruik, die volgende skyfie is, dat ons ge-McDonaldization word. Daar's 'n boek daaroor geskryf. Dat die groter wêreld, alles wat daarmee saam gebeur, die modes en die tydskrifte en die goed, vir ons begin besluit oor hoe ons moet lyk en hoe ons moet optree. Dat ons almal begin gekonformeer raak. Iemand skryf op haar blog, sy skryf so, sy sê, ons het onvoorwaardelik begin om voorskrifte te volg. Dis 'n fyn kuns wat ons hele lewe in beslag geneem het. En sy skryf nou negatief hieroor, nee, hoor nou hier. Sy reëls verander kort.
Jy wil tog net nie 'n mat op jou vloer, of 'n kleur in jou hare, of 'n ring aan jou toon hê, wat laas jaar se neiging verklap nie. Dis nogal waar nie. Elke droë tak, of ouma grootjie se parafienkussie, of bossie eendevere, moet lyk of dit sommer spontaan daar by vensterbank of in die nis beland het. Jy moet tog net nie die verkeerde wyte broekspyp, of die verkeerde ontwerp op jou tafeldoek, of die verkeerde kleur lipstifie dra nie. En as jy wil meeding, moet jy elke maand 'n rak tydskrifte koop, om op hoogte te bly. En jy moet jou vrye tyd spandeer om in die regte winkels rond te loop. En selfs die keuse van die winkel is 'n delikate saak. Die samelewing gee behoorlike beloning vir die voorlopers in hierdie treffersparade. Hulle raak gesog op gastelyste, totdat hulle vervang word deur hulle bure, wat die geluk getref het om 'n gesogte kunswerk, nogal in 'n agterbuurt, in die hande te kry. Mense en samelewings word vasgevang in 'n breinspoeling. Hulle luister lankal nie meer na innerlike self nie, maar na die stemme van buite af. Is dit nie hoe ons lyk nie? Wie het besluit jy moet aantrek soos jy vanaand aantrek? Wie het besluit jy met die lewe leef wat jy vandag leef? Wie het besluit jy met die kar ry wat jy ry? Is dit regtig jy gewees? Was nie tog maar so 'n bietjie druk van die samelewing? Toe sê ja, almal doen dit. Dit lyk nogal vir my na die regte ding om te doen. Dit lyk nogal vir my na die inding om te doen. Want die groot ding van konformering, as mens oor dit goed lees, is nie noodwendig dat ons te bang is om kreatief te wees nie. Ons weet dat die vrees as ons nie inpas nie, word ons uitgesluit. En vandaar die gedagte dat ons dan moet hoor, van kleins af, jy moet so maak, jy moet so lyk. Anders is daar moeilikheid, anders pas jy nie in nie, anders gaan mense nie van jou hou nie. Jy kan nie met die klere winkel toe gaan nie, die mense gaan vir jou lag, sê ons vir ons kinders. En op 'n of ander manier hoor hulle net, ons moet soos almal wees, ons moet soos almal lyk, ons moet soos al die ander maak, wie ook al die ander is wat die reëls maak. Ek dink as die van julle wat nou so in julle 50's is, nee, wat baie skelm dalk Pink Floyd geluister het, is ek reg? Hulle liedjie, Another Brick in the Wall, wat verban was in Suid-Afrika, wat eintlik iets daarvan wou sê. We don't need no education, we don't need no thought of control, no dark sarcasm in the classroom. Teachers leave them kids alone. Hey teacher, leave us kids alone. Dit was 'n stuk 'n revolusie eintlik van die jong mense sê, hou op om ons in boksies te sit. En vir 'n groot deel van ons werklikheid is ons almal maar nog steeds daar. Die wêreld het vryer geword, maar tog doen ons alles nog steeds dieselfde. Dit wat jy vanaand nou nie moet hoor nie, is dat die kerk of dat die dominee nou vanaand gesê het, reëls geld nie, en ons moet nou net rebelagtig wyd begin en rof leef. Dis nou nie wat vanaand gesê word nie. Die gedagte is, jy word uitgenooi, en ek hou van die woord van Elreza, om 'n stuk uitdrukking te bring van dit van jou wat aan die binnekant is. Ons almal dink, dit word groot gemaak met die gedagte, ek gaan gelukkig wees wanneer ek dinge van buitekant af kry en dit moet in my ingaan. Of dit nou waarde is, omdat ek die regte kar ry, of dit die aansien is, omdat mense vir my hou, of dit die applous is wat ek kry, omdat ek die regte TV in die hand het, dis die gedagte waarmee ons groot word. Geluk en die goeie goed in lewe kom van buite af en ek moet inkry. Vanaand wil ek vir jou sê, dis die grootste klomp klug wat daar is. Ware geluk gaan oor dit wat van binne af kan uitgaan. En ons is heeltyd wanhoopig besig om mekaar te maak en in te bring. Dalk moet jy vanaand net hoor, dalk 'n stuk ontnigtering van die lewe hoor. Dit wat jou gelukkig gaan maak op hierdie aarde is dit wat van binnekant af gaan uitgaan. Die vermoë wat jy het om skepend te werk met die lewe. En dis nie iets wat jy kan fake nie. Dis nie iets wat jy kan maak nie. Weet, ek het nogal baie keer gelag toe ek op universiteit was. Daar's twee soorte studente wat dink hulle moet weird wees. Dis jou kunststudente en jou drama studente. Kyk, hulle dink of hulle hoor, hulle moet weird wees. En dan dra hulle miskien net swart
en hulle maak alles wat hulle het ook swart. En eintlik konformeer hulle maar net weer tot 'n groep. Weet, hulle is ook maar sulke puppets, net deel van die groter storie. Hulle wil so uitstaan dat hulle tog so dieselfde is. So dis nie iets jy moet nie vanaand hoor jy moet weird wees, jy moet anders wees en jy moet dit gaan fake nie. Dan is jy maar net weer deel van die spel. Dan doen jy dit maar nog steeds omdat ander iets daarvan gaan sê. Kreatiwiteit gaan om jou ware kleure te wys, om regtig genuine jy te word. En nie noodwendig uitgelewer te wees in die opinie van die wêreld en wat die wêreld van jou verwag nie. Ons almal is ongelukkig naapers. As Erwin McManus in hy boek van hom skryf en gebruik hy die twee woorde. Hy sê ons is eintlik almal gemaak as creators, maar toe word ons almal imitators. Ons almal word naapers. Wat trek jy aan? Dan trek ek ook so aan. Wat dra jy? Dan ry ek ook maar dit. Waar gaan nou jy vakansie? Dan gaan ek ook maar so vakansie. Wat is die nuutste inding? Dit is die nuutste inding. As volgelinge van Jesus, is daar altaar in ons lewe nodig, waar jy doelbewus moet gaan kies om te gaan sê, Jesus was nie die een wat ooit iemand genaap het nie. Hy was vry genoeg in homself, hy het geweet wie hy is, sodat hy buite die verwagting, buite die boksie wat die mense vir hom gesit het, buite die raamwerk wat die samelewing vir hom geskep het, bloot net dinge kon doen. Die feit dat Jesus met Samaritane gepraat het, die feit dat hy met vrouens gesels het daar soos in Johannes 4 teks, die feit dat Jesus dinge gedoen het wat buite die verwysing was wat hulle gedink het, sou maak dat hy 'n kunstenaar was op 'n unieke manier. Hy het kreatief geleef. Nie met 'n verfkwas nie, nie met note nie, maar met sy lewe, met tyd wat hy gegee is, met gewone aardse vlees en bloed, met 'n gewone kruis, met gewone dinge. Hy het grense geskuif, hy het hoop geskep, hy het mense verenig, hy het dinge bymekaar gebring wat nie bymekaar was nie. Daarom skryf Paulus in Romeine 12, of net gou 'n gedagte vir ons dit lees. Ons vra baie keer, hoekom is Jesus dood? Hoekom is Jesus gekruisig? Nou die groot geloofsantwoord is, hy moet sterf vir my sonde. Dis waar. Maar hoekom het die mense vir Jesus doodgemaak? Hoekom was hy in die pad van die mense? Want hy het nie in hulle boksies ingepas nie. Hy was dit kreatief. Hy het dinge gesê en dinge gedoen waarvan hulle nie gehou het nie. Luister nou wat sê Romeine 12 en ek het dit die message vertaal. So, here is what I want you to do. God helping you, dis belangrik. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work and walk around life, and place it before God as an offering. So offer, so altaar. Luister nou. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God and you'll be changed from the inside out. Jy en ek het almal die vermoë om te skep. Die een teoloog skryf dit baie mooi, hy sê, gaan kyk mooi na die skepingsverhaal, die verhaal van Genesis, toe God die mens skep, toe blaas hy die lewensasem in, en toe skep God, toe blaas hy energie in die mens in, baie ongelooflike mooi metaforiese beeld, dat die skeping van die mens eintlik met 'n soen begin het, dat God se uitasem en die mense inasem, die begin was van die mens, maar dat ek en jy daai vermoë het, om daai asem, om daai lewensenergie van krog in en uit te asem, elke dag waar jy kom. Ongelukkig het ons ook die vermoë om sleg te skep. Wêreldoorloë, mense wat mekaar doodmaak, mense wat vandag in ons land doodgemaak is, die 7 renosters wat vandag geskiet is en gepouch is, alles is deel van die kreatiewe vermoë van die mens. Spesies wat uitgesterf het. Dis alles waar mense verkeerd gekies het met die skepende vermoë wat ons het. Maar daar's tog ook goeie stories. Jesus is so 'n storie. En ek en jy word uitgenooi om te kan besef, dat as ek daai kreatiwiteit in myself, wat God in my ingeblaas het, vryheid gee, kan dit my weer vat na 'n plek toe waar ek God nie kan ontmoet. Besef in die eerste plek dat jy 'n kunstenaar is,
alleen omdat jy ook 'n stuk kuns is wat God geskep het. So kom ek sê dit net gou weer. Jy skep net aan die buitekant dit wat jy aan die binnekant is. Dis die mooie ding gedagte wat ons gehoor het. Expression. 'n Kunstenaar skep aan die buitekant dit wat hy aan die binnekant is. So daarom sal ons baie keer vir mense vra op 'n geloofsvlak, hoe lyk jou lewe? Wat is die dinge wat jy doen? Hoe lyk jou lewe aan die buitekant? Is daar haat? Is daar ongelukkigheid? Is daar jaloesie? Is daar lelike goed? Maar eintlik vra jy net eintlik, wat gaan daar binne aan? Want jy skep net aan die buitekant hoe die siel aan die binnekant lyk. En al hoe die siel aan die binnekant kan goed raak, as jy kan besef, ek is deur God geskep. Ek is in die eerste plek 'n piece of art. God se handtekening of sy chap of wat ook al is op my. En daarom kan ek ook gaan skep. Kan ek ook gaan doen. En daar's baie oefeninge wat ons hiermee kan help. Ek wil gou weet ons gou so 3 sal doen. Een oefening van, ek gaan 3 stellings maak. Formuleer vir jouself 'n antwoord wat begin met nee want. OK? Dis maklik. So my stelling aan jou is 2014 is die beste jaar in jou lewe. Antwoord nou met nee want. My tweede stelling vanaand aan jou. Of jy die persoon wat langs of voor of agter jou sit nou ken of nie. Die persoon wat nou die naaste aan jou sit, het jou teenwoordigheid in sy of haar lewe ongelooflik nodig. Die persoon wat nou die naaste aan jou sit, het jou teenwoordigheid ongelooflik nodig. Antwoord met nee, want. So nou jou vrou is met dit nie te hard sê nie. My laaste stelling. Voor Maart 2015, binne 5 maande, gaan die Here ongelooflike groot opdrag vir jou gee, wat Rustenburg ongelooflik kan beïnvloed. Voor Maart 2015 is daar 'n opdrag wat die Here vir jou kan gee, wat Rustenburg op 'n sekere manier kan beïnvloed. Antwoord met nee, want nou gaan ek daar dieselfde 3 stellings vir jou gee. Maar jy antwoord met ja, en jy vertel my meer. So my eerste stelling aan jou is, dat 2014 is die beste jaar in jou lewe. En jy sê ja, en? Doen 'n bietjie daai oefening. En nou kan jy nog sien wat kom nie, maar kom ons doen die tweede een. Daar's 'n persoon vanaand hier wat redelik naby aan jou sit. Of jy dalk 'n persoon ken of nie, wat jou teenwoordigheid in sy of haar lewe ongelooflik nodig het. En jy antwoord ja, en? Ek hoor sommer al meer energie. Ek hoor 'n meer stuk oopheid. Voor Maart maand 2015 is daar iets wat die Here op vir jou wil vra om te kom doen, sodat jy Rustenburg op 'n sekere manier kan beïnvloed. En jy antwoord ja, en? Ek hoop jy kry die gevoel hier binne, dat baie keer leef ons net so met nee want, en die lewe werk nie, of jy kan met 'n oopheid leef, iets wat van binnekant af kom, Kom ons kyk net gou na die volgende woorde. Wat hoor jy as jy die woorde hoor wat is, teenoor die woorde wat as? Ons sal graag dit volgende as tema wil maak in ons gemeente. So jy dit so voorproe sessie vanaand. Ons is so geneig om te fokus op dit wat is. En dit wat is, word dit wat is. Wat daarvan as Jesus ons uitnooi, of dit in jou verhouding is, of dit in jou huis is, of dit in jou eksamen is, ek nie wat jou Desember vakansie is, en God kom en hy vra vir jou liewers, maar wat as jy van nou af, daar gaan potensiaal oop, daar gaan deure oop,
Daar kom energie vry. Die basis van enige stuk kreatiwiteit is 'n probleemoplossingsgevoel. Kom ons gaan challenge net ons gesinne, kom ons gaan challenge net ons werksplekke, kom ons gaan challenge net ons vriende by die skool en ons onderwysers, kom ons gaan challenge net Suid-Afrika tot aan die einde van hierdie jaar waar jy gaan vakansie hou, waar ouens om 4 gaan staan en braai en gaan kla en gaan kerm en die probleme gaan sien van ons land. Ja, die misdaad en so en die potholes, ons almal weet daarvan. So om dit vir mekaar te sê, gaan niks verander nie. Kan ons nie, maar wat as? Wat as? Is daar nie iets is daar nie kreatiewe potensiaal wat iewers in iemand se binneste kan ontgin word? Dat 'n stuk in 'n huwelik kan optel, of 'n gebroke verhouding tussen pa en kind. Iewers moet iemand net dit gaan dink, en dan moet iemand dit gaan doen. Paulus skryf vir Korintiërs, 2 Korintiërs 6. Dear Corinthians, I can't tell you how much I long for you to enter this wide open, spacious life. We didn't fence you in. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you are living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Open up your lives. Live openly and expansively. Ons kreatiewe God, die openingsact van die Bybel begin met God wat skep. En die laaste toneel van die Bybel eindig met Jesus wat sê, ek maak alles nuut. Hy nooi vir my en vir jou uit tot 'n lewe van kreatiwiteit. Jy mag nooit by 'n plek in jou lewe kom waar jy kan sê, hier's 'n kuldesak, hier's 'n doodlipstort, wat as? Hy nooi ons uit om nie te kyk na jouself, na die lewe, na probleme, na die wêreld, na alles. Galasiërs 6 ons laaste teks. Live creatively, friends. Each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Die teks vir volgende week Sondagoggend dink ek, as ek reg gaan wees met ons nagmaal, gaan die teks wees wat ek gelees het, die bruilof by Kana. En ek gaan vanaand niks oor die teks sê nie. Ek gaan die teks nou weer lees. Jy weet op watter plek van jou lewe hy met jou wil praat.